Egipte word in 639 tot 641 deur die Arabiere verower en die hoofstad Alexandria in 642, maar dit word egter weer later in 646 deur die Byzantyne beset. En dink nou net, die veroweraars word met groot vreugde deur die stad se inwoners ontvang. Hulle behou die ou regeringsstelsel, beset die militêre basis in Babylon Fossatum en later word die Amru Moskee herbou in die Oud Kaïro. En in die jaar 658 droom Adelheid souwaar nog steeds. Adelheid, waar is jou maniere? Verskoon my asseblief, meneer kandidaat. Dissipline! Meneer kandidaat, vertel nie hierdie talle opwindende feite oor antieke Egipte vir sy plesier nie. Julle moet dit uit julle koppe ken. Kaïro, Egipte. Oupa. Wat maak die koets dan hier? Dit was hier gewees. Ag, die ou Egiptenaar is vervelig. Kom ons speel iets. My naam is Juffrou Meyerrot en ek lyk nie so ou Egiptenaar. Neem jy die wolf, Heidi? Daar. Wat? Dis nou meneer Dannykat. Hulle lyk nog aan mekaar. Tok, tok, tok. Adelheid, hou dadelik op met nies. Tok, tok. Wat's nou verkeerd, Heidi? Wil jy nie die speletjie saam speel nie? Ek weet waaraan jy dink as jy so treurig lyk. Jy dink aan jou huis in die berge, né? Wat is dit? Jy so anders, Heidi. Aha, in hierdie huis lyk dit of alles deur mekaar geraak het. Het julle vergeet dat dit etenstyd is? Kom, ons moet seker maar gaan. Ek het hulle nie nodig nie. Maar is tog alles klere wat vroeër aan my behoort het. Ek het dit skaars gedra. Ja, kan dit sien. Neem dit dan. Ek kan nie so iets dra as ek saam met Pieter in die Bokkeveld toe gaan nie. Heidi. In die klere kan 'n mens nie speel nie. Maar Heidi, jy wil nie regtig huis toe gaan nie? Nee, ek laat dit nie toe nie. Jy kan my nie alleen los nie. Ek moet gaan. Maar ons is mos vriendinne. Jy het gesê jy sal by my bly. Wat sal ek doen as jy weggaan? Ek sal van my pa skryf en sê hy moet dit verbied. Ag nee, ek wil nie weer alleen wees nie. Ek weet self ook nie wat om te doen nie, maar ek wil weer berge toe gaan. Ons kan weer in die woud gaan rondry, nie daardie keer saam met ouma. En dan kyk ons na al die blomme en bome. Kan ons? Hoekom sal ons nie kan nie? Ons vra net vir Johan om ons met die koets te vat en miskien loop ons weer jou ander twee vriende raak, né? Die met die skoenlappers. Of nog Pieter, jy kan alleen gaan. Juffrou Clara, het jy my laat roep? Ja, kom in asseblief.
lees vir my voor asseblief. Dis 'n buitengewone versoek. Buitengewoon? Jy het my nog nooit voorheen gevra nie. Ek is net 'n klein bietjie moeg. Dan moet jy dadelik 'n paar minute gaan lê en uitrus. Nee, ek is nie lus om te lê nie. Die boek is mooi. Nogtans buitengewoon. Nou goed. Vanaf 639 tot 661 word Egipte deur die Arabiere verower. Die hoofstad Alexandrië in 642 en ek sou die boek eerder interessant as mooi noem. Heidi, bly hier. Wil jy alweer wegloop, jou stoute kind? Moenie nee. Bly stil en kom dadelik saam huis toe. Nee, ek wil blomme gaan pluk. Dink jy miskien ek sal dit glo, Heidi? Blomme pluk, daarmee flous jy niemand. Jy wil net eenvoudig weer wegloop, dis maar al. En jy's swaar, moenie so hang nie. Clara, koning. Kom in. Juffrou is gemeen. Ek het glad niks verkeerd gedoen nie. Ek wou net bietjie gaan stap het. Kry dit nou vir eens en vir altyd in jou kop, kind. Dis uiters ongeskik om 'n groot mens gemeen te noem. Los vir Heidi asseblief, juffrou Rottenmeier. Onder geen omstandighede nie. Sy kry die straf wat sy verdien. Gaan na jou kamer, jy ongeskikte kind. Dis onregverdig, dit was glad nie Heidi se skuld nie. Ek wou hê sy moes vir my 'n paar blomme pluk. Hartlik dank vir hierdie verduideliking, maar ek het dit altyd dikwels voorheen gehoor. Toe ek moes voorlees, was ek reeds suspisieus. Nou het hierdie klein monster het reg gekry om jou so ver te kry om respektabele mense te belieg en te bedrieg. Ek moet vir jou vader 'n brief skryf. Heidi is nie 'n monster nie, sy's my allerbeste vriendin. Juffrou Clara. Wat is dit? Jy weet tog, jy mag jou nie ontstel nie. As jy Heidi langer so gaan behandel, sal sy eendag weggaan en dan sal ek weer alleen wees. En ek moet eerlikwaar sê ek sal verstaan as sy eendag net gaan wegloop. Waarom is jy altyd so gemeen? Juffrou Clara, maar wil jy daarmee te kenne gee dat jy van hierdie kreatuur hou? Ja, ek hou van Heidi. En ek sal nie sonder haar kan leef nie. Adelheid? Natuurlijk verdwijn. Ah! Sebastian! Sebastian! Ja, juffrouw. Goeiemôre, Bokke-generaal. Goeiemôre, Peter. Wow, wow, wow. Adelheid? Sien jy dit weer die deur opgelos? Nee, ik ben niet zo. Net, dat was het nog. Ik ben zo pas hier voorbij gegaan. Adelheid? Genade! Het ek jou nie net na jou kamer gestuur nie, en wat soek jy nou hier? Die kamer behoort aan mevrou Zeseman. Ouma het vir my die sleutel gegee. Sy het my hierheen gebring. Wie? Mevrou Zeseman? Jy het seker weer voor hierdie aaklige stuk rommel gestaan. Vergeet nou eintlik van jou simpelberge. Jy het nou 'n stadsmeisie geword. Nee, ek sal weer huis toe gaan. Dis heeltemal buite die kwessie. Jy is nog steeds hier om juffrou Clara geselskap te hou, maar skynbaar interesseer dit jou glad nie. Is jy dan nie jammer vir juffrou Clara wat so gedurig in 'n rolstoel moet sit nie?
Ja, maar En aangesien ons nou op hierdie tema is, wil ek jou tog vra om nie meer jou simpelberge voor juffrou Clara te noem nie. nie eers voor Clara nie. Ja, nie eers voor haar nie. Juffrou Clara is baie siek en die dokter het haar ten strengste verbied om haar te ontstel. Het jy nou verstaan? Jy het werklik geen rede om te kla nie, jy moet eerder 'n bietjie dankbaarheid toon. Kom nou saam. Oupa, Pieter Snoekie. Juffrou Rottenmeier het my nou verbied om selfs van julle te praat. Sy's gemeen. Wie is daar? Ag, as die wind, dit klink net soos in die berge. Nee, die denne, hulle reis nie voor my feeste nie. Ek wil dit alles so graag weer 'n keer sien en hoor. Daar is by ons ook storms in die herfs, maar dit mag ek nie meer vir Clara vertel nie. Ja? Wat is het? Wat het gebeur? Wat is het? Toe sê iets. Daarom is die trappe wat spook. Daar is niemand nie. Laat gaan hier dan. Kyk, weer. Hou toch op. Was daar jou boot. Ag, dis net die vensterluik wat klap. Jy wil my wel net gerus stel. Die geluid van 'n vensterluik wat te klap, ken ek. Maar dit het glad nie so geklink nie. Ek het self gesien hoe 'n klein wit figuurtjie daar bo heen en weer gesweef het. Ek sien blind. Ek het self die deur vanaand gesluit. Miskien het jy dit per ongeluk nie regtig gesluit nie. Wat is hier aan die gang? Sien jy, dit was juffrou Rottenmeier. Wie anders kan dit wees? 'n Spook miskien. Wat is verkeerd? Ek het 'n klein wit figuurtjie daar bo op die trappe gesien. En as ek nie geweet het dat daar nie meer spooke is nie, sou ek dit so waar vir een ander gesien het. Ek dink geen spooke in die huis nie. Ja. Ja, hier is alles in orde, net soos dit hoort. Die studeerkamer is leeg en doodstil. Sy kon ook geen duiwelstreke aangevang het nie, sy slaap vas. Ek kon niks buitengewoon vind nie. Janet, jy het 'n fout gemaak. Ek maak nie 'n fout nie.
Dan moet dit nog ergens wees. Spooke verskyn soms net vir 'n kort tydjie. Hou nou dadelik op met hierdie onsin. En as dit nie onsin is nie, So waar is Parameneldra? Dit was daar op die trap. Ooh. Ek verbied hierdie spook. Heidi, hulle het geraas gisteraan. Iets moes verkeerd gewees het jy niks gehoor nie? Clara, Ja? die wolke lyk nes wit skapies. Wit wolke. Ek sien, jy dink alweer aan jou perke en wil graag huis toe gaan. As ek net aan 'n plan kon dink om jou hier by my te hou, Heidi. Ek mag glad nie gaan nie. Ek dink aan wolke. Ek het nie aan berge gedink nie. Maar ek kon dit aan jou sien. Dan jy 'n fout gemaak. Ek wil huis toe gaan. Ek wil gaan. Ja? Waarom sit juffrou Clara alleen in haar kamer? Maar Adelheid, dit lyk of jy gehuil het. Jy het dus alweer aan die berge gedink. Jy sal dit wel vergeet as jy net wil probeer. Ek dink nie so nie. O ja, definitief. Wees nou 'n soet klein meisietjie, was jou gesig mooi en gaan na juffrou Clara in haar kamer. Dissipline, my kind. Heidi? Heidi? Wat is dit? Niks, Clara. Heidi. Los my. Ag, Clara, moet my liewe nie vra nie. Heidi, jy huil nie asseblief. Sê my dan waarom jy so huil. Is daar miskien enigiets waarmee ek kan help? Huh? Ek sal alles doen wat jy wil hê. Jy kan niks meer doen nie. Absoluut niks nie. Maar ek... Oh. Gesondheid. Die voggie smaak glad nie so sleg as wat ek verwag het nie. Aan hierdie smaak kan ek gewoond raak. Net jammer die bottel is leeg en die glas ook. Ek weet nie, ek voel nie gerus nie. Ek het so snaakse gevoel op die krop van my maag. Sien, dit was nie ons verbeelding nie. Waarvan braai jy nou eintlik, Sebastian? Die spook natuurlik, maar dan anders. Ag, kom ons los dit en maak nog 'n bottel wyn op. Johan! Hey, Johan! Word wakker, man. Dis 12 uur. Wat daarvan? Middernag, wanneer die geeste loop. Kom ons gaan vang die spook. Is dit nodig? Pas op, dis beter as jy voorloop. Waarvoor wag jy dan nou?
Waarom moet ek voor? Omdat jy die ligdraad omkop. Saggie. Moenie so loop gaan nie, dis net die wind wat die kers het geblaas. Ag so. Moenie die vlam laat doodgaan nie. Wat's verkeerd? Die spook, ek het gesien daar bo op die trappe. Bedoel jy dit net so spook? Niemand nie. Kyk, die voordeur. Dis alweer oop. Ek droom. Daar kom iemand. Help! Die opwinding in die Sesemanhuis oor die gewaande spook was so groot dat juffrou Rottenmeier 'n telegram na Parys gestuur het om meneer Seseman te ontbied. Meneer Seseman het aandagtig geluister na wat hulle hom vertel het, maar hy kon nie aan 'n verklaring dink nie. Dr. Geheimrat het hom op die spoor gebring. Het die spook dalk iets met die berge te doen? Met Heidi? En met haar oupa? Maar ons wil die geheim nie nou al verklap nie. Dit sal ons volgende keer doen.